woord is 'n beoordelaar van die oorlegginge en die gedagtes van die hart. U woord is 'n lamp vir ons voete en dit is 'n lig op ons pad. Ons sê vandag vir u baie dankie, Here, dat ons in goeie grond kan saai in die naam van Jesus Christus. Amen en amen. Halleluja. U kan sit. Ek wil net hê u moet die woord van die Here oopmaak by Genesis 12. En dan kan die woord ook oopmaak by Jona 1 en 3 en Handelinge 8. Daaruit gaan ek ook 'n paar versies lees. Die Here praat met Abraham. Ons ken almal vir Abraham. Abraham was die vader van geloof. En God kom hier na Abraham toe en God sê hy gee vir Abraham 'n opdrag. Dit is in Genesis 12. En die Here het aan Abraham gesê, gaan uit jou land en uit jou familie en uit jou vader se huis na die land wat ek jou sal wys. En ek sal jou 'n groot nasie maak. En ek sal jou seën en ek sal jou naam so groot maak dat jy 'n seën sal wees. En ek sal seën diegene wat jou seën en hom vervloek wat jou vervloek. En in jou sal al die geslagte van die aarde geseën word. Toe het Abraham weggetrek soos die Here hom gesê het en Lot het saam met hom getrek. En Abraham was 75 jaar by sy vertrek uit Haran. En Abraham het Sarai, sy vrou en Lot sy broerskind geneem en al hulle besittings wat hulle bymekaar gemaak het en die slawe wat hulle in Haran verwerf het. En hulle het uitgetrek om na die land Kanaan te gaan en in die land Kanaan het hulle gekom. En Abraham het deur die land getrek na die plek Sichem tot by die terpentynboom More. Die Kanaaniete was toe nog reeds in die land. Maar daarop verskyn die Here aan Abraham en sê, aan jou nageslag sal ek hierdie land gee. Toe bou hy daar 'n altaar vir die Here wat aan hom verskyn het. En dan kan u woord oopmaak by Jona 1. Ek gaan net 'n paar verse lees uit Jona uit. Dit gaan oor die roeping van Jona. Vers 1 sê, en die woord van die Here het gekom tot Jona, die seun van Amittai, en gesê, maak jou klaar, gaan heen na die groot stad Ninive, en preek daarteen, want hulle boosheid het opgestyg voor my aangesig. Maar Jona het hom klaar gemaak om na Tarsis te vlug, van die aangesig van die Here af. En hy het in Jafo afgegaan en 'n skip gevind wat na Tarsis sou vaar. En hy het reisgeld daarvoor betaal en daarin geklim om saam met hulle na Tarsis te vaar. Van weg van die aangesig van die Here af. Maar die Here het 'n sterk wind op die see gewerp. En toe daar 'n groot storm op die see ontstaan, het die skip gevaar. Die skip het gevaar geloop om skipbreuk te ly. En dan gaan ek verder. In Jona 3. Jona 3 vers 10 sê, en God het hulle werke gesien, dat hulle bekeer het van hulle verkeerde weg. Toe het God berou gehad oor die onheil, wat hy gesê het, dat hy hulle sou aandoen.
En hy het dit nie gedoen nie. Ons lees net tot sover. Ons ken mos almal die verhaal van Jona. En ons ken die verhaal van Abraham. Nou, wat ons vanoggend sien en gehoor het, dat God praat met Abraham. God gee vir Abraham 'n opdrag. En God sê vir Abraham, gaan uit jou land uit. Gaan weg van jou familie af. Gaan weg uit jou vader se huis af, want ek wil vir jou 'n nuwe ding gee. Ek wil vir jou lei in 'n nuwe land in. Die land van gister en eergister, die land van nie genoeg het die land van armoede, ek wil hê, jy moet van bekommernisse. Hy sê, Abraham, ek wil hê, jy moet beweeg. En ek sal vir jou wys, na watter land toe jy moet gaan. Die Here sê, ek het vir jou 'n land wat oorloop van melk en honing. Op daai oomblik het Abraham nie geweet waarheen hy moet gaan nie. Maar een ding, hy was gehoorsaam, ek wil vandag met die godsmanne praat. Ek wil vandag met die godsvroue praat. Hoeveel keer het die Here al vir ons 'n opdrag gegee? 'n Opdrag wat vir ons miskien te swaar gelyk het. God ken ons potensiaal. God ken die vermoë wat hy in ons geskep het. Ons het verlede Sondag gehoor dat ons is die heilige draers van God se teenwoordigheid. Laat niemand vir jou onderskat nie. Want jy het die Heilige Gees in jou. As ek sien wat die belofte wat God vir Abraham sê, God sê vir Abraham, luister Abraham, jy hoef nie bang te wees nie. Jy hoef nie bang te wees vir die reëse nie, wat elke dag op jou pad gaan kom nie. Jy hoef nie bang te wees vir mense nie. Mense wat vir jou minag, mense wat lelike dinge oor jou praat, moet nie bang wees nie, want ek sal met jou wees. Hy sê ek sal vloek, as hulle jou vloek, gaan ek hulle vloek. Maar as hulle jou seën, sal ek vir hulle seën. En Abraham het geloof in God gehad, want hy het vir God geken, hy het 'n pad met God gestap. Hy het geweet as God spreek, dan doen God. Op daai oomblik het hy niks gehad, hy het nie 'n kind gehad nie, want die woord van God sê, sy vrou was onvrugbaar. Daar, toe trek hulle na Haran toe, sy pa het hulle gevat tot in Haran. En daar het God hulle geseën, hy het soveel slawe gehad, hy het soveel vee gehad, hy het soveel rykdom gehad. En toe gaan sterwe sy pa in Haran. En daar sit Abraham onder die terpentynboom. My 'n nuwe verklaring sê hy het onder die boom, die waarsêersboom gaan sit. Daar's mense wat daai boom noem die Godla. Ons het al baie onder die Godla gaan sit. Want daar onder hy God laat ons genesing gekry. Abraham sit daar onder die boom, daarop verskyn die Here aan Abraham en sê, aan jou nageslag sal ek hierdie land gee. En toe bou Abraham daar 'n altaar, omdat die Here God aan hom verskyn het. Een ding wat ons vanmôre verseker weet, ons dra die teenwoordigheid van die Here, dit is in ons. God se Gees is in ons. Sy woord sê, hy sal ons nooit begewe, en hy sal ons nooit verlaat nie. Ons is almal kinders van Abraham. En hier kom God, hy kom by Jona. Hy ken vir Jona, hy het vir Jona gemaak. Jona het potensiaal gehad. Jona was 'n profeet van die Here en God het hom geken. God het geweet as Jona spreek, dan doen God. Maar een ding, Jona het in homself getwyfel, want hy het geweet, in Ninive, daar's baie wrede mense. Daai mense hulle het niks gedink van jou lewe nie. Hulle sê daar was baie apies, pastor. En Jona het gevlug voor die aangesig van God af.
Maar een ding het die rekening gehou met God. Jy weet as God deur jou 'n ding wil doen, dan kan jy wat maak? Jy kan vir jare weghardloop voor die teenwoordigheid van die Here af. Maar God gaan jou in die hande kry. En God gaan deur jou doen dit wat hy wil doen. Dit wat hy voor jou geboorte al beplan het om te doen. God gaan dit verseker doen. Amen. En Jonah sê vir die manne daar in die skip, maar gooi vir my af want ek is die oorsaak vir hierdie storm. En God se voorsiening was daar. God het 'n groot vis beskik om vir Jonas te akkommodeer, om hom veilig te hou. En terwyl Jonah in daai vis sit, toe bid hy. Toe ween hy voor die Here, want hy het geweet hy moet die opdrag voor die Here gaan doen. Want op daai oomblik was Ninive in God se Vaderhart. God wou Ninive se mense red. Onthou die Here het geweet van Jonah wat gaan wegvlug. Hy het geweet hy is bekend met al ons swakhede, met al ons probleme. Maar nogtans het hy vir Jonah gebruik om na Ninive toe te gaan. Ons kan wegvlug, maar God gaan ons in die hande kry. En die oomblik toe Jonah in Ninive aankom en hy sê, so sê die Here van die leerskare. Toe stuur God 'n groot vrees oor al die mense in Ninive. En al die mense kom tot bekering, hulle het 'n roukleed aan, hulle is jammer vir hulle oortredinge. En God red die hele stad. En Jonah is kwaad. Want hy het nou iets anders verwag. Hy het gedink, die Here sal hierdie mense straf. Maar die Here vergewe vermenigvuldiglik. Hy vergewe altyd die oomblik as ek my oortredinge bely, dan vergewe God my sondes en hy dink daaraan nie meer nie. God het vir ons elkeen 'n opdrag gegee wat ons moet nakom. Hy sê vir ons, staan op en gaan. O Abraham was 75 jaar oud. Ons is 60 en ons dink ons moet aftree. God roep vir Moses. Moses is 80 jaar oud. God sê vir Moses, jy moet my volk uit die slawerny uit gaan red. Moses het hierdie verskoning en hy daai verskoning, ek kan nie praat nie, ek hakkel. Ek minag myself, want ek ken myself nie. Maar God het geweet, hy is 'n draer van God se teenwoordigheid. Die Here het geweet, Moses gaan foute maak langs die pad. Maar hy het vir Moses gebruik. Moses het nie in die beloofde land ingegaan nie, maar hy het gedoen dit wat God van hom gevra het. As 'n mens kyk in Dawid se lewe, hoe God vir Dawid gebruik het. Dawid het baie dinge gedoen wat nie mooi was nie. Maar hy was 'n man so na aan God se hart. God dink nie aan jou gisters nie. As die oomblik as ek na die Here toe kom en ek sê, Here, ek is jammer. Vergewe my, ek is jammer vir dit wat ek gedoen het. Dis kindskap. Die oomblik as ek bely die dinge wat ek verkeerd gedoen het, dit is soos 'n aanbidding voor God. Maar nou sien die Here, ek het vrees vir hom. Die Here beloof, daar sal nooit iemand ontbreek op die troon van Dawid nie. Dawid was 'n worshipper, hy was 'n aanbidder, hy het die Here geëer, hy het die Here geloof. Hy het gedoen dit wat God van hom gevra het. Vir jare het hy sy pa se skape opgepas, maar die oomblik toe God hom roep, toe is hy daar.
Die Here sê vanoggend vir ons, staan op en gaan. Daar's 'n land wat ons in besit moet neem. Daar's 'n land wat vir ons wag. Daar's meetsnoere wat vir ons wag. Jy is 'n draer van God se teenwoordigheid. Moenie bang wees nie. Papa, die Here het jou gesalf, jy het die gestalte van Christus. Jy's 'n priester, jy's 'n profeet. Ons kan niks doen sonder 'n pa nie. Daar moet 'n vader wees in die huis. Want God het ons geseën met vaders. En ek wil vandag vir u sê, mag die Here vir u seën, groot seën. Dat die seëninge so groot wees soos die seëninge wat hy op Abraham uitgegiet het en uitgestort het. Abraham het so baie gehad, dat hy moes weggee. Hy kon nie alles vir homself hou nie. Die Here seën u met liefde, met geduld, met genade, met sagmoedigheid. Vreesloos, hy maak vir jou standvastig daar waar jy is. En jy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome. Wat jou vrugte gee op sy tyd en waarvan jou blare nooit sal verwelk nie. Laat jou liefde groter en groter raak elke dag. Seën die wat jou vervloek. God is jou kant. As God vir jou is, wie kan dan teen jou wees? David skryf hierdie psalm, hy sê, die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Want hy laat my neerlê in groen weivelde. Na waters waar rus is, lei hy my heen. Hy verkoop my siel. Hy lei my in die spore van geregtigheid om sy naam ontwil. Al gaan ek deur 'n dal van doodskaduwee. Ek hoef nie te vrees nie, want God is met my. Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe en ek sal in die huis van die Here bly tot in alle ewigheid. Mag die Here vanmôre die kroon op die kop styf sit. Mag jy vir altyd God se kroon op jou kop dra. En vanoggend is die gebed van my hart vir die paas daar buite. Dat God weer die waarde van 'n papa sal herstel in elke pa se huis. En my gebed is ook vanoggend vir ons jong mense, dat ons jong mense 'n honger en 'n dors sal kry na die Here. Dat ons jong mense weer 'n liefde sal kry vir die Here. Dat ons jong mense weer vir God eerste sal stel in hulle lewe. Ons sê vandag vir u baie dankie, Here. Dankie vir u teenwoordigheid, my God. Ons sê vanoggend, Here, soos Jesaja gesê het, Here, hier is ek, stuur my. Dankie, Here, dat u vir ons stuur met u Heilige Gees. U Gees wat alles kan doen vir ons. Here, ons kan niks uit onsself uit doen nie, Here. Ons is afhanklik van u Heilige Gees. Here, en vanoggend terwyl ons hier in aanbidding staan, Here, dink ek aan my 2 broers daar in die hospitaal. My God, baie dankie, Here, dat u vanoggend saam met Paul Brink en Hendrik Valentyn is en al die ander paas wat in die hospitaal is. Here Jesus, wil u hulle toemaak onder u vlerke. Want u woord sê onder u vleuel sal hulle skuil. Here, u trou is vir hulle 'n skild en 'n pantser. Hulle hoef nie te vrees vir die skrik van die nag, vir die pyl wat bedags vlieg nie, vir die pes wat in die donker wandel, of vir die siekte wat in die middag verwoes nie. Want al val daar 1000 aan hulle sy en 10.000 aan hulle regterhand, nou hulle sal dit nie aankom nie. Met hulle oë sal hulle wel dit aanskou, maar hulle sal ook die vergelding van die goddelose sien. Here, want u is hulle toevlug.
Ons eer en aanbid U daarvoor, Here. Seën dan nou almal, Here, met genade, met liefde. Ek wil ook vanoggend vra, Here Jesus, dat U mense hier sal aanraak, mense wat siek is. Here, U sit vanmôre mense met rugpyne, rugprobleme. Here, U sit vanmôre mense met bloeddruk, met maagpyne, Here. Maar ek wil U vra, Here Jesus, strek U hand van genesing oor hulle uit. En doen wonders en tekens in U heilige Seun Jesus Christus se naam. Ons eer en aanbid U daarvoor. Baie, baie dankie, Here. Amen en amen. Halleluja, prys die Here. Halleluja. Amen.